Geliefdes, jy wandel met die krag wat Christus uit die dood opgewek het. Geliefdes, vandag wil ek u herinner aan iets wat jy dalk vergeet het. Jy lyk dalk normaal, jy werk soos almal, jy leef soos almal, maar daar is iets bonatuurlik binne in jou. Die wêreld sien jou net jou buitekant, maar die hemel ken jou binnekant. Dieselfde krag, ja, dieselfde krag wat die graf oopgebreek het, wat die dood oorwin het, wat Jesus Christus laat opstaan het uit die dood, daardie krag is binne in jou. Jy is nie net 'n gewone mens nie, jy is 'n draer van God se krag, en dit is hoekom jy nog staan, jy nog glo, jy nog vorentoe beweeg elke dag. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo volgens die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dood uit opgewek het, volgens Efesiërs 1 vanaf vers 19 tot 20. Die krag in jou is nie gewoon nie. Die wêreld verstaan nie hierdie krag nie. Hulle dink dit is net wilskrag. Hulle dink dit is net dissipline. Hulle dink dit is net miskien 'n sterk persoonlikheid. Maar nee, dit is 'n opstandingskrag. Die krag wat in jou werk, bring lewe waar dood is. Dit bring hoop waar daar geen hoop is nie. Dit bring deurbrake waar daar blokkades is. Wanneer ander mense opgee, hou jy aan. Wanneer ander mense breek, dan staan jy op. Nie omdat jy so goed is nie, maar omdat God se krag in jou is. Die krag kon hom nie hou nie, en dit sal jou ook nie hou nie. Die graf was bedoel om Jesus te hou. Dit was verseël, dit was bewaak, dit was toe. Maar op die 3de dag het die krag van God die graf oopgebreek. Luister mooi, wat ook al jou graf is, miskien is dit depressie, miskien is dit vrees, miskien is dit mislukking, miskien is dit pyn, miskien is dit verwerping. Dit het nie die finale sê oor jou lewe nie. As die graf Jesus nie kon hou nie, sal dit jou ook nie hou nie. Jy wandel met die krag van Jesus elke dag. Hierdie krag is nie net vir Sondagoggende nie. Dis nie net vir die kerk nie. Jy wandel met die krag wanneer jy werk toe gaan, wanneer jy huis toe gaan, wanneer jy alleen is. God se krag is saam met jou. Dit beteken jy is nooit alleen nie. Jy is nooit hulpeloos nie. Jy is nooit sonder hoop nie. Selfs in jou swakste oomblikke is sy krag steeds aan die werk. Die krag in jou moet aktief word. Baie mense dra hierdie krag, maar leef asof hulle swak is. Hoekom dan? Omdat hulle nie glo nie. Omdat hulle dit nie aktiveer nie. Jy aktiveer hierdie krag deur geloof, deur gebed, deur die woord van God. Wanneer jy begin verklaar, ek het God se krag binne in my, dan begin dinge beweeg, dan begin deure oopgaan, dan begin kettinge breek. Ek wil vanoggend 'n verklaring maak. Herhaal dit saam met my. Ek is nie 'n swak mens nie. Ek is nie vasgevang nie. Ek is nie verslaan nie. Ek wandel met die opstandingskrag. Ek dra God se krag binne in my. Die graf het nie die laaste sê oor my lewe nie. Ek staan op, ek beweeg vorentoe. Ek sal oorwin. Ek wil vanoggend 'n oproep doen. Al voel jy vandag miskien, daar is mense wat voel hulle is vasgevang. Jy voel miskien dood van binne. Jy voel soos jy nie meer kan opstaan nie. Maar God sê vandag, my krag is nog binne in jou. As jy vandag sê, Here, ek wil weer daardie krag ervaar. As ek eerlik is moeg.
maar ek wil opstaan. Lig jou hand waar jy vanoggend is, waar jy vandag is, of maak jou hart oop voor die Here. Ek wil vandag saam met iemand bid. Vader, in die naam van Jesus, ek dank U vir elke persoon onder die geklank van my stem. U sien hulle pyn, U sien hulle stryd, U sien hulle moegheid, maar Here, gee U hulle groter krag. Ek bid nou, laat die krag wat Jesus uit die dood opgewek het, nou deur elke persoon wat my stem kan hoor vloei. Bring lewe waar daar dood is, bring genesing waar daar pyn is, bring deurbrake waar daar blokkades is, in die naam van Jesus Christus. Ek spreek lewe, ek spreek krag, ek spreek opstanding. Elke graf in hulle lewe moet nou oopgaan. Dit moet nou loslaat. Dit moet nou breek in Jesus naam. Here, lig hulle op. Laat hulle weer glo. Laat hulle weer hoop. Laat hulle weer staan. En van vandag af verklaar ek, hulle wandel nie meer in swakheid nie. Hulle wandel in U krag. Hulle wandel in U oorwinning. Want dieselfde krag wat Christus opgewek het, leef binne in hulle. Ons gee al die eer en al die lof en al die aanbidding gee ons aan U in Jesus se naam. Amen en amen.